Hallo julle, my naam is Yvonne Gerber en ek is die jeugbeampte ontwikkeling van AfriForum Jeug en vandag gaan ons 'n baie lekker gesprek hê oor die studenteraad. So al jou vrae oor, moet ek SR staan? Is SR nog relevant? Hoe stem ek vir die SR word vandag beantwoord. Ons het 'n baie lekker paneel vir julle saamgestel, so bly ingeskakel terwyl ons julle vrae antwoord. Okay, julle, so ons het nou saam met ons op die paneel het ons 'n groepie mense hierso van huidige SR-lede en oud SR-lede. Dit is my voorreg om julle hierso saam met ons te hê. So welkom by die ateljee. Ek is so opgewonde vir die gesprek wat voor lê. So vandag se groot tema gaan oor SR, wat studenteraad is, die afkorting. En ek is so opgewonde om te hoor wat elkeen van julle te sê het. Ek weet 2 van julle staan op die SR. En ek weet 2 van julle was op die SR gewees. So ek dink as jy jouself vinnig wil voorstel en net sê wie julle is, waar julle geswat het, waar julle tans swat en wat se SR posisie julle beklee en wat se jare julle SR is of was. Alright, so ek is Adrian Krause en ek het op die Noordwes Universiteit Potchefstroom kampus gestudeer, 'n oud fik, en ek was op die studentegraad gewees vir 2 termyne, 2019, 2020 en 2020-2021 gewees, en ek het al 2 kere die portefeulje beklee bemarking en openbare betrekkinge. En dit was my regtig 'n eer gewees om die studente van die Potchefstroom kampus te kon dien. Ja, ek is Hugo Haasbroek. Ek studeer tans by Soltech. Ja, ek is ook op die studenteraad termyn 2024-2025. My portefeulje is sosiaal, kultuur en gemeenskapsbetrokkenheid. Ja, en dis vir my lekker om hier te wees vandag en om deel te wees van die SR ook natuurlik. Dit is 'n groot voorreg, groot leerskool en ja, ek dink ek wil sommer nou van die begin af sê, as 'n mens dink om te staan vir dit, dink ek moet 'n mens staan. Dis jy leer baie, ja. Dankie julle. Hallo, ek is Jeline Borman en ek is die SR sekretaris by Tuks en ek is tans nou in termyn 2024-2025 termyn en ek het laas jaar LLB geswaat en ek doen my meestersgraad in politieke geregtigheid en ek geniet elke oomblik en soos Hugo ook sê, as jy dink om te staan, staan en nee, jy hoef nie regte te swaat om SR te staan. Ek is Shaw Oberholzer, ek was in 2008 en 2009 het ek gestaan, en 2011 was ek studenteraadvoorsitter by Tikkies. En ja, weet as jy 37 is en jy wil weer staan. Want ek wil weer staan. Ek sien vir dit. Dis nooit te laat. Kyk aan my plek wag. Okay, lekker julle. So ek dink ek gaan sommer dat ons dadelik wegspring met ek dink 'n vraag op almal se lippe. Nadat soveel goeders gebeur het, ek dink ons 'n groot vraag op baie studente. Ek dink nie hulle weet regtig wat die SR is nie. So ek weet nie of julle dalk vir my kan sê wat is die SR nie. Kyk, as 'n mens kyk na die Potchefstroom kampus nou spesifiek by die NWI, die studenteraad is regtig daar om leiding te gee aan verskillende koshuise en dan ook leiding te gee aan die groter studentepopulus wat op die kampus studeer. So dis vir ons regtig, of dit was my regtig belangrik om daai stem te wees vir die studente. En ek dink dit is nog steeds wat gebeur op die studenteraad, as jy is daai stem vir die studente, veral nou in 'n tyd waar die kampus regtig nie meer die stem van die studente laat hoor nie. En ek dink dis belangrik. Ek dink dit is belangrik dat iemand bereid is om op te staan, om dapper te wees en te sê, luister, hierdie is goed wat nou heidaglik gebeur op kampus, waarmee ons die stem saamstem nie. Goed wat gebeur wat nie noodwendig die beste belange van die studente of die meerderheidsstudente op kampus in ag neem nie. En dan ook wat baie keer gebeur is dat die minderheidsgroep op kampus word ook nie meer gehoor nie. En ek dink dis waar die studenteraad regtig belangrik is om op te staan en te sê, luister, maar die studente is daar, of die studentelewe is daar vir almal, nie net vir een unieke student nie, maar vir elke student, en dit moet uniek wees aan die hele studente groep wat op die kampus verteenwoordig is. Ek beamoes wat Adrian sê. Ek dink dat sy het die spyker op die kop geslaan met ons stem vir die studente. Maar net as ek kan bylaas, ek dink ook ons is daar om die gap kleiner te maak tussen studente en die bestuur. Want baie kere is mense in 'n universiteit en die bestuur sit maar net daar in hulle kantore en jy moet nou en dan sien toe gaan dat hulle jou kan ondersteun, maar partykeer is dit moeilik om met 'n bestuurslid te praat as hulle byvoorbeeld die tyd het vir jou nie, die plek het vir jou nie. As hulle so veral by Tuks dink ons het 45,000 studente en nie elke student kan gehelp word in die tyd wat hulle nodig het om gehelp te word nie. En ek dink die SR maak daai gap kleiner sodat regtig elke liewe student, ongeag van kulturele agtergrond, ongeag van ras, ongeag van kultuur, dat elkeen gehelp kan word om op die ou einde hulle studies te voltooi. Ek dink dit is die belangrikste en die doel wat ons in sig het. Nou, ek dink 'n goeie vraag is ook wat sal die studenteraad vir jou wees? En vir jou as individu gaan dit oor
dit bou jou karakter. Dit is ons min oomblikke in jou lewe waar jy gedefinieer word as 'n persoon en vir my was dit die studenteraad want skielik is dit 'n plek waar jy moet besluit wat is jou beginsels, wat is jy voorberei om vir op te staan en wat nie. Jy weet want skielik word jy gekonfronteer met 'n klomp mense wat anders voel. Jy het meerderheid studente, minderheidsregte. Weet waarvoor gaan jy jou kop op 'n blok sit en jy stap al uit met 'n ander tipe karakter, omdat jy weet wie jy is. Weet en met dit kan ek sê, weet die ouens wat ek weet wat by studenteraad was, ek ken nie eintlik ouens wat nie suksesvol was in hulle lewe daarna nie. Want is mense wat weet hoe vergaderings te hanteer, weet om konflik te hanteer, weet om te onderhandel, en weet in 'n verkiesingsveld tog weet jy ook om te bemark. Weet jy het nou bemarking gestudeer, maar 'n verkiesingsveld tog is bemarking 101. Jy leer vrek baie. So ek dink weet vir jou as individu, weet gaan dit ook net oor om jou karakter te bou. Ek wil eintlik aansluit by wat jy nou gesê het, Shaul. Jy het nou genoem, jy weet, jy moet besluit waarvoor jy jou kop op 'n blok wil sit. En dis baie keer in die geval as jy SR is, jy word gekonfronteer met baie ernstige sake wat soos Jolien ook gesê het, jy verteenwoordig die studente. En baie kere is dit ten koste van jouself. En ek dink dis 'n groot rede hoekom mense nie bereid is om hand op te steek om daai taak te dra en te sê, okay, ek gaan die persoon wees wat die gesig is van studente wat hierdie spesifieke tema gaan aanspreek en dit jy weet konfronteer nie. Hoe sou julle sê hanteer mense situasies soos as ek nou hywer, ek weet ek het die eienskappe om SR te staan, ek weet ek is 'n sterk leier, maar ek is nie bereid om heeltyd voor te staan in die vegveld nie, want ek wil nie hê mense moet nie van my hou nie en ek dink dis baie van toepassing op hierdie spesifieke generasie. Ons is dit so ons wil hê almal moet van ons hou. En ek weet nie of julle dalk met my erns verskil en dink soos dis nie wat leierskap is nie, of is daar 'n manier om dit te werk om nog steeds so daai goeie brûe te hê, sonder dat jy brûe hoef te brand om spesifieke temas aan te spreek en dit reg te kry om na studente te verteenwoordig. Ek my belewenis was dat ons het baie met SASCA en ANC en daai tyd ook die PAC te doen gehad en was baie partypolitiek in die tyd wat ek ook gestaan het. So weet die politieke klimaat was nie lekker nie. Maar wat my belewenis was is hulle het ons meer gerespekteer wat hulle duidelik geweet waarvoor ons staan as wat iemand is wat probeer rondspring en probeer tevrede stel. Het een PAC ou het gesê, Iver Mokoena het gesê, we don't like each other. I don't like you, you don't like me, but now that we know that we can work together. En ons het byvoorbeeld 'n optog gehou oor koshuistradisies. Iets wat ander groepe nie baie keer nie meer saamstem nie, maar ons het spesifiek op Lentedag, want almal hou van 'n lekker kuier. Dit almal skielik weer die ANC en SASCO en DA almal het saam optog gehou saam Afriforum om Lentedag te beskerm. Ons almal is daar af na die skip toe, die administrasiegebou op Tikkies en almal het Afriforum plakate gedra, en dis net 'n lekker oomblik van as jy wel daai goed kry wat jy oor saamstem, en dis goed dat iemand anders weet presies wat jy oor nie saamstem nie. So my belewenis was as mense respekteer jy eintlik meer as hulle selfs al verskil julle. Ja, dis 'n mooi antwoord. Ja. Hoe antwoord mense so so antwoord? Ek dink as ek net kan bylaas, ek dink waar jy was nou in 2011 op die SR en dis nou 2025 en ek dink byvoorbeeld op kampus is dit baie belangrik. Ek dink hoe ek dit moes, soos wat jy sê, hoe werk mens om die brûe nog steeds te hê en ook nie ten koste van jouself nie. Dis baie belangrik dat jy dit nie ten koste van jouself doen nie. Maar ek dink die beste manier om dit te doen en om seker te maak as jy nou regtig die uitkyk het dat jy wil hê nog steeds almal moet van jou hou, jy wil nie kontroversieel voorkom nie. Almal gaan van jou hou as jy staan vir almal se regte. En nee, jy kan nie almal gelukkig hou nie. Ek dink dis iets wat jy baie hard besef in jou eerste paar maande. Jy kan nie almal gelukkig hou nie, maar as jou ware stelsel en jou visie regtig is om mense te help in nood en mense te help wat dit nodig het, ongeag van enige agtergrond, dink ek dat jy regtig baie ver gaan kom en ek dink jy bou ook baie goeie verhoudings. SR is vir my groot verhoudingsbou geleentheid en ek dink dis hoe ek dit maar probeer op die beste manier hanteer. Is die beste verhoudings wat ek bou, soos jy gesê het, met verskillende tipe partye, verskillende tipe gemeenskappe en mense wat regtig maar nog altyd wat jy gedink het jy altyd mee gaan verskil as jy daai verhouding bou. Ek dink die belangrikste is om nie met mekaar, ons wil nie met mekaar praat of beklei nie, maar ons wil in geselskap intree. Want in geselskap dan kom daar verhouding bou en ek dink dit is wanneer as jy met moeilike kwessies gekonfronteer word,
is dit vir ander mense baie makliker om jou opinie te hoor as om teenstrydig op te tree want hulle het 'n verhouding met jou gebou. So ja, dis maar hoe ek dit sou hanteer. So as jy van verhouding behou, dink ek jy moet beslis maar oorweeg om vir SR te kom. Ja, en definitief. Ek dink toe weer as 'n mens staan vir SR, dink ek dis 'n leierskapsposisie. Nie dat 'n mens 'n titel nodig het om 'n leier te wees nie. So jy moet staan vir die regte dinge. So maak nie saak as jy nou 'n ou afsit daardeur of as hulle net nou vir jou sê jy staan nou vir hierdie ek glo nou nie daarin nie. Ek gaan nou nie meer jou vriend wees, jy verstaan. So dis ook dis waar wat julle sê mens moet daai brug bou en so aan, maar ek voel ook vir my dit help jy mens bou 'n brug met iemand vir die verkeerde redes nie. So ja, dis maar my persoonlike opinie. As jy staan vir SR, moet jy soos julle gesê het, jy moet jou kop op 'n blok sit. Jy moet staan vir die regte goeters en ja, dis maar my opinie van dit, ja. Ja, ek dink 'n sterk leier maak ook egtheid en ek dink om eg te wees in wie jy is en waarna jy glo en jou waardes. Ek onthou toe ek op die studenteraad was ek gekonfronteer met een van die goed was ons het die grondwet gewysig in my jaar. Die ander ding wat ons gedoen het was hoe gaan ons die rasse hanteer in die koshuise, wat van die nuwe kwotas wees. En die studenteraad moes saamstem op dit en wat genoeg gereserveerde portefeuilles op die studenteraad wees, gaan ons portefeuilles uithou vir spesifieke kultuurgroepe, sodat almal 'n gelyke kans het om op die SR te wees. En ek onthou, ek was so gekonfronteer met klomp goed wat ek voel was onregverdig en dit was vir my baie moeilik want dit was my soos ek het gekies om hierdie leier te wees, ek het gekies om te staan om my universiteit te verteenwoordig, maar nou word daar sekere goed op my afgedwing. Nou moet ek sekere besluite neem waarmee ek saamstem en dit vestig mense nog was regtig diep om te weet ek stem nie meer saam en bereid te wees om dan op te staan en te sê luister hier, ek weet 10 van julle het nou gestem, ons gaan hierdie doen. Jammer, ek stem nie daarmee saam nie. Dit beteken ons het nou nie die nodige stemme om hierdie ding deur te sit nie. So ons moet terug aan tafel en ons moet weer hieroor gesels. En dit maak mense baie onpopulêr. Dit maak mense regtig voel soos dan kyk almal jou so skeef want nou het ons vir 3 ure gesit en ons het nou besluit hierdie is wat en jy besluit nou jy stem nie meer saam nie en dit is moeilik. So ek dink jy moet genoeg dapperheid hê om op te kan staan en te weet hierdie is wat met jou gaan gebeur, maar dit is so lekker want ek kan in die werkplek vandag staan met baie selfvertroue om te weet as ek nie saamstem met iets het ek selfvertroue om te sê ek dink hierdie gaan werk nie, ek stem nie saam met hierdie nie op 'n respekvolle manier en ek dink dis wat studenteraad jou leer is hoe om respekvol so vir mense te kan sê ek stem nie nou saam met jou nie, ek dink ons kan dinge so hanteer en ek dink dit is so mooi en dis hoekom ek baie mense met studenteraad staan want dit berei jou voor soos jy al gesê het vir iets in jou lewe wat ander mense as jy in 'n werksplek eendag instap na hierdie as jy op 'n ander vlak teenoor jou kollegas, hulle kan nie byhou by die pas waarby jy kan byhou nie want jy het so vinnig gegroei in 'n jaar of 2 jaar se tyd en is ongelooflik en ek wens dit op enige iemand soos om so vinnig te kan groei en in jouself te kan groei en ek dink dis mooi so om te weet wie jy is. Ja, SR is regtig, dis maar 'n leerskool. Ja. Dis regtig, dis en hoe mens leer is om met die probleme in die gesig te staar. So dis maar hoe mens groot word. Ek hoor nou natuurlik daar's 'n klomp van julle wat maar eintlik basies sê as jy vir niks staan nie, gaan jy vir alles val. Maar daar is 'n persepsie rondom SR en so die een persepsie is die SR werk hard, hulle verteenwoordig my en hulle verteenwoordig my regte en hulle staan op vir my en veg vir my wanneer ek nie kan nie. Maar dan is daar ook aan die ander kant van die persepsie is dan ook tot mense wat glo die SR doen niks nie. Ek weet ons mense wat op sekere kampusse, ek werk redelik op verskeie kampusse en die algemene gevoel wat ek deesdae kry van studente af is dat die SR is irrelevant, hulle doen niks nie. So wat sou julle sê van waar kom daai persepsie en hoekom sou julle sê is SR relevant? Ek dink julle het dit al eintlik maar tog geantwoord, maar jy weet wat se skade doen dit as iemand uit SR staan om SR te staan en hulle besef nie wat dit eintlik behels nie want hulle veroorsaak daai persepsie op die einde van die dag. Ek dink ekskuus. In die redeval, ek dink hulle doen dit net as hulle dit doen, dink ek vat hulle 'n groot geleentheid van iemand af weg wat dit regtig kon benut het, verstaan? So jy kry byvoorbeeld 'n gebore leier en dan sit die ouetjie langs aan hom of die meisie of wie ook al dit is wat net daar sal wees vir die fame. Ekskuus vir my Engels, maar verstaan. So van die mense doen dit vir die verkeerde rede en ek meen party mense dink, "Jessie, dis lekker, jy sit jou karretjie net op cruise control en dan gaan jy deur die lewe en dis alles smiles en so aan, maar agter die skerms gebeur daar baie. Ek meen julle sal nou weet agter die skerms het beklei vir jou studente, as daar probleme is moet jy dit oplos. So daar gebeur regtig baie en van die studente want jy's nou op universiteit of so, hulle besef nie altyd wat dit verg nie. Daar gebeur baie, jy beklei baie vir hulle en hulle besef dit nie altyd nie.
Ja, As ek kan vra, jy sê nou julle beklei baie en baie keer besef studente dit nie. Ons het nou 'n platform hieroor te praat. Ek dink as julle dalk kan noem, sosiaal, ek weet jy het genoem dat julle daai optog gehad het waar julle na die skip toe gegaan het en Julien, ek weet julle het ook al intussen goeters begin met befondsing waar NSFAS tekort kom. So ek weet nie ek wil julle met half hierdie geleentheid ook gebruik om die studente dalk nou te vertel wat is hierdie tipe goed waarvoor julle veg wat nie noodwendig op 'n advertensiebord geplaas word en sê hallo julle, dis wat die SR doen of jy weet op 'n Instagram post kom nie, want dit is so maklik. En ek praat uit 'n normale student se oogpunt uit op die storie, maar dit is so maklik om vingers te wys en te sê maar julle doen dit verkeerd, julle doen dit verkeerd. Hoekom het julle nie dit gedoen nie? Maar ons weet baie kere nie wat in daai agterkommers aangaan nie. So ek weet nie of julle dalk vir ons bietjie meer op dit kan uitbrei nie. Ek dink die beste manier om dit te verduidelik is ek was byvoorbeeld HK gewees by 'n koshuis in Huismagrietjie en by HK as jy HK staan en as jy sê nou maar enige ander platform het by die universiteit waar jy in leierskap intree. Dis nou by die groot universiteite waar daar verskillende tipe gemeenskappe is, verskillende plekke is waar jy kan leierskapsvaardighede leer en op 'n leierskapsposisie dien. Daar doen jy operasionele werk. So dis operasioneel. So dit beteken dat jy maak pret van alles. Jy is besig om prentjies te post, ekskuus vir my Engels, posters te maak en jy's besig om regtig te bemark en jy's besig om dit pret te maak om studentelewe weer aan die gang te bring. So dit is jy's besig om sê nou maar geleenthede te reël soos die SARI of jy is besig om 'n a cappella te oefen en verskriklik lekker te doen wat regtig studentelewe maak wat dit is. Dan by die SR ons werk nou weer meer strategies en ons ondersteun die operasionele werk van ons verskillende gemeenskappe binne in TUX. So dis nou hoe dit op die TUX kampus werk. So as ek dit die beste kan verduidelik, omdat ons strategies werk, ons gaan nou nie elke liewe strategiese beweging wat ons maak op 'n plakkaat sit en aan die studente voorhou nie. So ek dink dit is hoekom daar 'n soort van 'n persepsie is om die SR dat ons nie werk nie, maar baie van die goed wat gebeur en baie van die redes hoekom sekere goed gebeur, soos byvoorbeeld by TUX, ons hierdie jaar het gewerk om sekere studente se toelating is teruggevat deur die universiteit op 'n onreëlmatige basis wat eintlik nie geondersteun is deur enige iets nie. En ons het geveg om daai toelatings wat teruggetrek is weer vir die studente terug te gee sodat hulle verder kan swat. En dit is een van die goed wat ons nie op 'n plakkaat sit nie, maar dit is hoe ons dit vir die studente beklei. Nog 'n voorbeeld by TUX is ons het nou met NSFAS wat hulle uitbetalings heeltemal te laat gedoen het hierdie jaar. Ons het besluit om ons die boekfondse wat hulle sou gekry het om hulle boeke te koop vroeër uit te laat betaal deur die universiteit. So daai geld is nie van NSFAS nie, maar daai geld is van die universiteit self. So dit beteken ons moes nie net vergadering op vergadering hou nie, maar ons het selfs 'n klein optog gehad waar ons geloop het na die skip toe, sodat hulle daai boekfondse kan laat uitbetaal want die studente het honger gelei. En dit is ook iets wat ons doen en ons daar's verskillende tipe goed waar die studente regtig nie verstaan dat die SR besig is om in strategiese vergaderings te sit met sê nou maar befondsing, mense wat befondsing wil bied vir die universiteit en mense wat regtig help met die strategiese beplanning van hoe die alledaagse lewe by TUX regtig funksioneer. So ja, as ek die beste antwoord is dat daai miskonsepsie kom maar uit die feit dat ons meer strategies is as operasioneel soos die koshuise. Ek dink die studente besef, die studenteraad sit op die hoogste besluitnemingsliggame van die universiteit nie. Jy sit op die raad van die universiteit of die senaat. Daar word groot besluite geneem. In my tyd het ons invloed gehad oor wie die volgende rektor is. Ons het 'n rektor wat nie Afrikaans vriendelik was nie, het ons druk opgesit dat daai persoon sy pos verlaat het. Dit is massiewe goed en ek weet van al die goed werk nie meer so nie. Maar tog tot 'n mate kan jy terugkyk en sê van die goed het 'n verskil gemaak. Ons het ook probeer erkenning kry vir goed soos die universiteitslied. Almal het ontken dat Tikkies 'n universiteitslied het. Adestinatum persicor en almal het dit deeltyd ontken en met die SR Denee het ons dat almal opstaan en dis die hele bestuur daar en almal in die lied gespeel vir almal en almal moet op aandag staan. Dis 'n partykeer moet jy 'n bietjie kwaad maak ook. En met dit gesê ek dink mens moet jou tyd gebruik op studenteraad om dit te doen wat net 'n student kan doen. Nie daarna kan jy nooit weer in 'n werkplek altyd sê wat jy wil sê en doen wat jy wil doen nie. En dat die nagevolge so min is nie. Ja, wel. Ja. So ek dink jy moet doen wat jy glo om te doen. Hulle sê vir boosheid om te CV, vat dit net goeie mense om niks te doen of op parties te wees.
En ek dink dis hoekom iemand, dit beteken nie daar's 'n leierskapstruktuur en dis amper soos die regering, jy dink hulle doen niks nie. Met al wat moet gebeur om vir boosheid en CV is, jy moet ook net niks doen nie. So jy moet deelneem in dit, jy moet deel wees van dit. En dit is al hoe jy kan terugkyk eendag en sê, yes, daai klein een dingetjie wat ek gedoen het 'n verskil gemaak. Ek wil jy het nou genoem dat die SR is eintlik jou hoogste studente verteenwoordiging wat daar is op kampus en hulle het eintlik regtig baie groot invloed. Ek weet dit was so, maar ek is nie seker of dit nog steeds so is op kampusse nie. So ek wonder of julle my dalk net kan antwoord, is dit soos het SR nog steeds 'n invloed op kampus? Ek dink die studenteraad het invloed. Ek dink wat gebeur is studenteraad bang. Ek dink ons het nog steeds dieselfde invloed wat ons gehad het 10 jaar terug, wat ons 5 jaar terug, wat ons 'n jaar terug gehad het. Maar ek dink studente begin bang raak en ek kan self sê, soos jy word in 'n posisie geplaas waar hulle half jou graad voor jou hang, as jy die regte goed probeer begin sê. As jy in 'n raadsvergadering die regte vrae vra vir die regte mense en hulle het nie antwoorde nie. Al wat hulle doen is hulle vat die ding wat jy voor betaal. Hulle vat jou graad en hulle sê vir jou, wil jy hom hê? Dan gaan jy ophou vra. En ek dink dis die probleem. Studente raak bang en as jy eers besef as 'n student dat wanneer hulle hierdie goed voor jou begin swaai en goed by jou wil begin wegvat, dan moet jy weet jy is besig om die regte vrae te vra. Jy is besig om op die regte knoppies te druk. En ek dink dis die groot ding is jy moet dan net aanhou staan vir dit. Jy moet aanhou vra. Jy moet nie terugtrek nie. En ek dink wat lekker is en ek wens ek het dit geweet toe ek op die studenteraad was is, maar byvoorbeeld soos dat daar Afriforum jeug is wat jy sou ondersteun, wat jy sou help dat jy nie alleen hoef te veg nie. En ek dink dis die groot ding. Mense dink jy veg alleen as jy op die studenteraad is. Veral soos as jy daar sit en hierdie mense, die registrateur, begin op jou gil en skree en vir jou begin vertel hoe verkeerd jy is. Maar daar iemand is, soos 'n organisasie wat jou gaan help, wat vir jou gaan sê, luister, gaan ons regsaksie neem teen hierdie mense. Iemand wat vir jou gaan ondersteun, sou hulle jou graad wegvat, wat vir jou gaan sê, luister, ek gaan jou help met jou onkoste, want ek weet jy doen die regte ding. En ek dink dis belangrik, is studente raak bang en dan trek hulle terug en hulle vat al die mag wat hulle eintlik het en hulle gee dit net so terug vir bestuur, want hulle is te bang om dit te vat, want hulle word net gedreig die hele tyd. So ek dink studente raak het dieselfde invloed. Ek dink net studente is te bang om dit te gebruik. En ek dink dis my groot wens is dat hulle net daai mag terugvat. Dat hulle net besluit, luister, ek het reg om hier te wees. Die studente het gestem dat ek hier moet wees, dat ek hulle stem moet wees. So nou moet ek begin praat en ek moet nie bang wees vir die goed wat ek wil sê nie. So ek dink dit is die belangrike ding, is dat mense net begin aanhou veg. En nie wanneer die eerste muur kom, dat hulle daar stop en nie probeer deurbreek nie. Want ek dink die universiteit het geleer om vinnig mure te bou en jou te stop en mense het ophou veg om deur daai mure te breek. Want daar was eintlik oorwinning aan die ander kant, maar mense het net ophou. En ek kan bevestig, die Afriforum het my al verteenwoordig met hofsaake wat die universiteit my voor aangekla het. En ons het gewen. En wat snaaks is van die goed, mense moet nie net vasstaar in jou oomblik en daai jaar nie. Jare later het selfs van die universiteitspersoneel ook om verskoning vra en gesê, yes, eintlik daai wat julle gedoen was eintlik reg. En onthou die mense om wie ek daai tyd op die studenteraad was, wat ek mee glad nie saamgestem het nie, wat ook kwaad was, hulle is vandag burgemeesters en parlementslede, en dis ouens wat jy nog steeds mee bande het, en selfs as jy nou daai tyd weer met hulle gepraat, dan sê hulle, yes, ja, daai was eintlik 'n goeie ding wat jy daar gedoen het. So, mense moet ook net dink, 10 jaar van nou af, gaan jy baie anders terugkyk na die goed, wat jy die geleentheid het om vandag te doen. En dan gaan jy bly wees, jy het jou standpunt gestel en gedoen wat jy moes doen. Ja, kyk, ek dink ook as jy, dis nou hierdie aanhouer wen, gaan ek sê, soos wat sy nou gesê het, die mure wat die universiteit bou, jy weet, hulle stop jy so vanaf daar, maar as jy aan daai muur gaan aanhou slaan, gaan hy eventueel breek. En dis ook dink ek waar die res van die studenteraad saam met jou moet staan, jy weet. Jy het nog gepraat van soos hulp van buite af, soos Afriforum en so aan, maar ek dink ook dis daar waar die res van jou studenteraad saam met jou moet staan. So die mense wat stem vir SR moet seker maak hulle stem vir die regte mense. Dis mense wat vegters is, wat gaan beklei vir die regte goeders en wat nie sal bang wees om die gevolge te dra nie, want ek meen as jy gaan staan vir die regte goeders, gaan jy daai gevolge met 'n lied in jou hart dra, want jy weet jy het dit gedoen vir die regte redes. En ons is ook nog jonk. So dit voel vir my meeste van die mense op 'n studenteraad is jonk. So ons is nog 'n bietjie onervare, nat agter die ore, maar ons is daar, ons kan foute maak, jy weet, ons het ons hele lewe om dit reg te stel en ons is nog jonk, so ons het daai veggees binne ons. So as jy wil staan vir die regte ding, moet jy dit doen. En ek sê altyd ek kan dit in Engels sê, maar soos charity begins at home, jy weet, so
as jy wil veg vir die regte goed, moet jy begin by jouself ook. Dit is jou waardes, hoe jy grootgemaak is en waarvoor jy staan in die lewe. Ja, so ek dink definitief as jy wil staan vir die SR, moet jy daai go-getter wees en jy moet mense kry wat saam jou kan werk. Ek wil net 'n bietjie gemoedsrus gee vir die studente. Ons is nou baie jong en onervare en ons moet nou regshulp kry van Afriforum en dit van my oogpunt af van nou op die SR by Tuks. Ek moet sê, julle gaan opleiding kry. Ons word opgelei vir seker 3 maande lank. Ons begin Desember al met ons opleiding. So julle gaan by Tuks word julle regtig baie opgelei en wat dit lekker maak is julle het definitief buite ondersteuning van organisasies soos Afriforum of enige ander organisasie wat met jou belyn wat jou kan ondersteun. Maar met dit gesê kan ek met ervaring sê dat dat die universiteit het 'n afdeling wat ons nie beheer nie, maar wat ons dan toe kan rapporteer. In Engels, ek weet nie wat die Afrikaans is vir dit nie, maar dis die DSI, dis die Department of Student Affairs. En hulle is ongelooflik. Hulle ondersteun regtig die SR en hulle het regtig ons beste belang op die hart. So ons kan met al ons probleme na hulle toe gaan en hulle spring om ons te help, omdat hulle ook direkte kontak het met die bestuur en ook met die mense met wie ons sukkel. So ja, definitief ondersteuning, maar my grootste gemoedsrus aan die studente is dat jy het interne kanale en daar is dele van die universiteit wat jou definitief kan beskerm. Ons het nog nie, ek was nog nie gedryf met my graad nie en ek het al moeilikheid aangejaag hierdie jaar. So, ek het al lekker beklei. So nee, dit is definitief iets hulle kan gemoedsrus hê. Die universiteit beskerm ook hulle SR-lede, want hulle weet ook wat die belangrikheid daarvan is om jou stem gehoor te moet word, om studente se stemme gehoor te word, want ons sit op, soos wat jy gesê het, nie net op die raad, die universiteitsraad en senaat nie, maar ons sit ook op forums, soos ek het Engels woord is institutional forum, en dit is waar ons beklei vir kulture en tale en waar daar rassediskriminasie is, waar daar seksuele aanranding is by die universiteit, en dit is waar ons sit en hulle wil regtig die studente se stemme hoor daarin, want dit is nie die bestuur wat besig is om 'n graad te kry nie, dit is die studente wat hulle grade kry en elke dag deur daai ervarings moet gaan, so die universiteit neem regtig die studente se stemme hoog in ag. Jy het nou vroeër ook genoem soos jy moet vir die regte persoon stem wat jy weet of bereid is om daai standpunt in te neem. So ek wil by julle hoor, hoe identifiseer ek as iemand wat gaan moet stem? Wat is die eienskappe van 'n leier? Jy weet, soos hoe weet ek hierdie persoon gaan my verteenwoordig as dit kom by daai stemtydperk? Ek dink ons vergeet baie keer ook hoe belangrik daai stemprosesse is. Ja, ekskuus vir jy So dis moeilik om te sien want ek meen op 'n groot kampus soos op die PUK of op Tuks, jy weet daar's duisende mense, soos ek dink jy het gesê dis wat 42,000 studente of so. So dis baie moeilik om te weet altyd vir wie jy moet stem. Dis hoekom daar 'n proses is, jy weet jy moet daai bemarkingsveld tog te hardloop en so aan. So natuurlik gaan dit help as jy die persoon ken. Jy weet wat's die persoon se persoonlikheid, waar verstaan hy sy waardes en so aan. Maar ek dink as 'n mens nie die persoon ken nie, moet 'n mens gaan lees na moet 'n mens hulle mandaat gaan lees. Lees vir wat staan hulle. Ek weet baie keer maak 'n mens die pap so 'n bietjie dik aan. Sê goeters wat dalk nie regtig so is nie, maar mens kan ook maar net vertrou dat dit die regte persoon is waarvoor jy stem. En dis ook hoekom 'n groot basis van stemme nodig is. Dis maklik om te sê, okay, ek is op die SR, maar daar het 2 mense vir my gestem, jy weet. Dis baie meer demokraties hoe meer mense vir 'n mens stem. So ek dink as al 10,000 is wat vir 'n demokraties deelneem en hulle kies sê maar 13 studente uit 100 uit, dan gaan jou leierskap bietjie meer, dit gaan beter wees. Daar's 'n groter netwerk wat jy kan betrek tot dit. So ja. As ek eerlik kan wees en julle kan bylaas, ek dink die stemproses vir SR is 100% foutief. Ek dink nie dit word korrek gedoen nie. By Tuks byvoorbeeld stem net 15% uit 100% van die studente. Dit beteken ek verteenwoordig eintlik maar net 15% van die wat van ons gestem het. En ek dink dis belangrik, hoe meer mense stem, hoe meer eintlik is dit 'n verteenwoordigende liggaam. As dit sin maak, as dit net 15% is wat ek verteenwoordig, dan is dit nie ek wat eintlik almal verteenwoordig nie. So die eerste stap is om net te gaan stem. En soos jy sê, met die mandate kan jy sien waar die visie en missie van elke persoon is, en as dit belyn met joune, stem vir daardie persoon. Ja. Maar die rede hoekom ek sê dis foutief is omdat ons sit in 'n omgewing waar dit baie polities is, en ek dink elke politieke party, en dit is die waarheid ongelukkig nou by Tuks, is dat elke politieke party
druk regtig sekere lede na vore om te staan vir SR en hulle druk hulle en met die stemme wat hulle het van die politieke partye en hulle lede, kry hulle dan SR, maar dit is nie noodwendig altyd gebaseer op die waarheid van, is dit 'n goeie leier, is hulle bevoeg, kan hulle regtig hierdie leierskapsrol aanvat en kan hulle almal verteenwoordig ongeag van hulle politieke party wat hulle ondersteun het om tot op hierdie punt te kry. So dis hoekom ek sê dit is foutief. Ek dink die belangrikste vir jou as 'n student wat nou staan en kyk vir wie jy voor moet stem, is om regtig te kyk na wie is daar as, byvoorbeeld ek het gestaan as 'n onafhanklike kandidaat. So 'n onafhanklike kandidaat beteken ek het geen affiliasie met enige politieke party nie. Ek het geen affiliasie met enige iemand wat my na vore toe gebring het vir SR nie. So dit is net Eileen wat gestaan het. En ek dink as mens dan tot daarna kyk, dit vat regtig baie om net as jou as persoon te staan. So dit beteken jy vat nie die mandaat aan van 'n politieke party en staan met daai mandaat nie. Jy vat nie 'n sekere ander persoon se mandaat aan en staan op voor jy het jou eie mandaat en ek dink dit is baie spesiaal en dit vat regtig baie om jou eie mandaat na vore te bring en dit vir die studente te gee wat hulle voorstem. So ek sal uitkyk daarvoor. Terwyl ons nou op die onderwerp is oor die politieke partye, ek weet op verskeie kampusse verskil dit. Ek weet, Shaal, jy het al in 2011 gestaan namens die VF+, né? Ja, ek het toen 28/9 vir die VF+ en 2011 vir Afriforum. Okay. Ja, die stelsel het ook maar heeltyd verander, weet jy. Dit was 'n partytelsel en in 2011 was dit ook uiteindelik as 'n individu gestaan, maar jy kan assosieer met 'n organisasie, weet en dit is hoe ek by Afriforum uitgekom het. Ja, want ek weet ook by die PIK kan jy tot en met onlangs toe eers glad nie as enige affiliasie staan nie, jy staan as 'n individu wat dan verteenwoordig die studente. Waar nou is dit jy het die mandaat om of jy het die opsie om nou as 'n politieke party te kan staan. Ek wil eintlik julle opinie bietjie hoor oor, dink julle dit hoort so op 'n kampus? Dink jy kan as SR lid studente verteenwoordig as jy eintlik namens 'n spesifieke party staan wat 'n spesifieke mandaat het? Dink jy kan ten volle studente verteenwoordig en dink jy dit hoort op 'n studenteraad? Ek nou ook sal van my verskil. Ons het nou net gepraat oor hoe stem jy vir iemand. Op 'n groot kampus ken jy nie almal nie. So as iemand assosieer met 'n organisasie, dan want jy ken organisasies se beginsels. So dit help mense om te weet vir wie hulle stem. Tweedens dink ek, dis vryheid van spraak. Mense moet kan assosieer. Hulle sê altyd 'n joernalis moet 100% objektief wees. Iemand wat 'n leierskapsposisie het, jy hoef nie 100% objektief te wees nie. Daar is nie so iets nie. Ons is mense. Ons sit waar ons meer omgee en minder omgee en studente moet weet. En jy moet dit kan sê. Dit is vry, jy moet vry kan wees om te kan assosieer met organisasies met wie jy wil. En ek dink is 'n onrealistiese verwagting dat almal op die studenteraad net vir 100% van die studente gaan omgee en gaan staan. So ek dink belangegroepe is belangrik. Ek dink is belangrik dat daar iemand is wat die swart ou ken wat sukkel om vervoer te kry kampus toe, want net dis sy vriende, hy weet die uitdagings wat hulle het, meer as wat ek gaan doen. En daar's iemand anders wat baie meer ingestel gaan wees op kultuur of taal, daar's iemand anders wat ingestel gaan wees in probleme met koshuise. Almal het belangegroepe en ek sal sê maak dit jou belangegroep bekend en verteenwoordig daai belangegroep. Moenie maak asof jy almal verteenwoordig nie, want as mense is dit net moeilik om almal se probleme eweveel te verstaan. Ek kom uit 'n plek uit waar ek ek het vasgegroei soos ek het gevoel daar's glad nie plek vir politieke partye wanneer dit kom by die studenteraad nie. Ek moet wel sê ek verstaan of waar Shaal kom, want ek dink dit is belangrik dat want jy gaan nie staan vir alles nie en jy het goed waarvoor jy staan en ek dink as ek nou terugdink het ek seker toe ek op die studenteraad was dit vir my baie belangrik dat die koshuise in ag geneem word en daai belangegroepe van mense wat aktief deelneem in die studentelewe. En ek dink ek het meer gestaan vir mense wat aktief deelneem in die studentelewe teenoor 'n privaat student wat dalk nie, want dit was vir my belangrik dat ek is hier die leier vir jou. Ek probeer vir jou geleenthede gee, ek probeer dagboeke neerhou, ons hou sportgeleenthede, ons hou SER, al daai tipe van goed, maar wie is die mense wat deelneem? En dit was 90% van die tyd mense wat aktief deelgeneem het in koshuislewe. En daghuise is hierby ingesluit. Mense wat in die dorpskoshuise was ook aktief betrokke. Maar die mense wat noodwendig betrokke was, nie is die mense wat glad nie wat in hulle woonstelle gesit het, wat nie by 'n dorpskoshuis was nie, wat nie wou deel wees van daai nie, wat nie aktief wou deelneem aan ons studentelewe nie. En dan hoe help jy daai mense, want jy het nie kontak met hulle nie, selfs nie met hulle nie, jy beweeg in daai kringe nie.
En ek dink dit is wat baie keer moeilik is daai hoe kom jy by hulle uit, want hulle stem is ook belangrik. En nou wat ek ouer is, besef ek soos mense het nie by hulle uitgekom nie, maar ook jy was nie in daai groepe nie. En hoe kry jy daai groepe om hulle stemme te laat hoor? Hoe kry jy hulle om aktief deel te neem om te kon stem? Want ek dink dis ook 'n ander ding. Hulle sit baie keer en besluit, luister maar hierdie mense doen niks vir my nie, maar hulle kom gesels ook nie met die studenteleiers nie. Hulle kom ook nie uit hulle woonsale en sê, luister maar ek voel hierdie en hierdie wat gebeur op kampus is nie reg nie, of dit verteenwoordig nie my belange nie. En ek dink daai goedjies is die goed wat ek nou besef, dis hoekom dit ook belangrik is om 'n verteenwoordiging te hê. Ek voel wel 'n politieke party moenie 'n sê hê oor hoe 'n universiteit bestuur moet word nie. 'n Politieke party moenie kan sê hoe finansies bestuur moet word nie, want is baie eensydig en is baie gefokus op hulle manifestos. Dis gefokus op hoe hulle voel die land geregeer moet word en hoe 'n land geregeer moet word, nie noodwendig hoe 'n universiteit geregeer moet word. Maar ek dink 'n belangrike onderskeid is, mense moenie dink studenteraad is politiek nie. Ons veldtog in 2011 was juis hou politiek uit die studenteraad uit, en met dit bedoel ons ons almal beleef frustrasies met politieke partye, maar ek dink die regte woord is belangegroepe, is jy moet 'n sekere belangegroep kan verteenwoordig. En ek dink die politiek is 'n frustrasie vir baie studente en baie mense in die land selfs. Ek dink politieke partye is een ding, en mense moet besef, dis nie wat AfriForum is nie. Burgerregte inisiatiewe en menseregte organisasies en ons klomp ander organisasies waar mense by belange het, wat anders funksioneer, wat nie 'n politieke party funksioneer anders. Hulle verkies leiers maar in ander organisasies is dit nie so nie. So jy kan deelneem in politieke gesprekke en die bestuur van die universiteit sonder om polities te wees, maar om net 'n belangegroep te verteenwoordig. So daar is 'n baie belangrike onderskeid. Ek dink ook daar's 'n fyn lyn tussen politieke party en studenteraad, soos wat jy gesê het, dat jy belangegroepe moet hê. Ek dink my eerlike opinie is dat ek voel sterk daaroor dat politieke partye nie so groot platform op die SR moet hê nie, net vir die blote feit dat die studente wat graag wil staan vir SR wat nie geaffilieer is met 'n politieke party nie, is bang om te staan vir SR. Ek dink politieke partye kweek regtig baie vrees onder studente, want dan voel mens jy tree in politiek in en jy tree in die regeringsstelsel in en jy tree in hoe dit eintlik maar sê net maar nie vir jou belangrik gaan wees nie, want daar's nie eintlik mense wat vir jou belange gaan staan nie. So mense is bang om te staan. Ek was bang om te staan. Maar ek dink die belangrikheid van die onderskeid, of so wat jy gesê, die onderskeid, maar ook die balans vind, want om geaffilieer te wees met 'n politieke party is 100% nie 'n probleem nie. Die probleem kom ons, soos wat jy gesê het, wanneer mense hulle mandaat begin indoen in die SR in. En dan wat ook gebeur is, jy het nie beheer daaroor nie, en ek dink by die Universiteit van Pretoria is dit baie opvallend hoe 'n groot hoeveelheid van die SR-lede tans is geaffilieer met een politieke party. En wat dit veroorsaak is in 'n SR, julle sal weet, julle moet stem vir baie goed. Daar's 'n groot in Engels noem ons dit 'n quorum. So daar's 'n quorum wat ontmoet moet word wanneer ons stemme het vir groot besluite met geld, met fondse, met toelatings, met verskeie goed wat regtig maar die baan maak vir waar die universiteit gaan in die toekoms vir die 5 jaar. Ons gaan nou begin om ons grondwet te kyk en dit hersien en daarna en wanneer mense grondwet hersien, is daar sekere klousules waarvoor ons moet saamstem of nie saamstem nie. Maar nou sit ons in 'n posisie waar meer as 50% van die SR is een politieke party geaffilieer. En dit veroorsaak maar dan inherent dat die mandaat van daai politieke party in die SR ingedwing word. Ja. So dit is 'n gevaarlike situasie om 'n politieke party te hê, of politieke partye te hê wat regtig hulle mandaat in die SR sit, en ek dink ek beamoen definitief wat Charles sê, jy kan nie, dit is onrealisties om te verwag dat almal objektief moet wees, maar ek dink die onderskeid kom is, jy weet waarvoor jy staan. Jy staan nie vir huismagrietjie sake, of jy staan nie vir die DA se bestuurliggaam of die AfriForum se bestuurliggaam nie, jy staan vir die studenteraad van die Universiteit van Pretoria of die studenteraad van Potch. En dit beteken dat jy staan as 'n verteenwoordiger van daardie universiteit. En dan laat vaar jy, soos ons sê elke dag in ons studenteraad, ons laat vaar die mandaat van wat ook al ons mee geaffilieer is, wanneer ons besluite neem vir die universiteit en vir studente. Nou wanneer jy beklei binne jouself, wanneer jy visie het, wanneer jy sekere goed het waarmee jy belyn, soos met jou belangegroepe, dan is dit waar jy 'n bietjie beweging kan inbring. Maar dit is belangrik en ek dink politiek maak dit baie moeilik om daai balans te vind. Wat ek by julle wil hoor is, hoe berei jy voor vir SR? Ek weet party kampusse het swete, ander het
manifesto sessies waar jy dit moet lees. Ek wil weet hoe as jy nou half advies vir iemand moet gee, hoe moet hulle voorberei vir SR? Ek dink jy begin by berei jouself voor. Soos begin eers voor jy besluit of jy gaan staan of waarvoor jy gaan staan. Soos kyk eers na jouself en besluit as jy reg is jou akademies op 'n goeie plek dat jy hierdie besluit kan neem want dit vat baie van jou tyd. En ek dink ook besluit soos wat is jou waardes, wie is ek? Gaan kyk na jouself. Ek dink dis belangrik voor jy daai besluit maak en dan as jy in jou portefeulje reg is, maak seker dat jy kennis het en vaardighede het. Ek dink dit is die ding wat my die meeste frustreer het as mense studenteraad staan en hulle het geen kennis vir die portefeulje waar hulle staan nie. Iemand staan sport, maar hulle het nog nooit eers langs 'n veld gaan staan en ondersteun nie. Hulle het nog nooit eers 'n rugbybal of 'n netbalbal opgetel nie. Gaan maak seker jy het kennis vir die portefeulje waarvoor jy staan. Soos maak seker dat jy jouself die regte gereedskap het, dat jy jouself kan goed verteenwoordig wanneer jy voorberei. En dan iets anders wat seker op 'n baie laer vlak is, maar ek dink belangrik is praat baie met jouself in die spieël. Want dit is belangrik om selfvertroue te hê wanneer jy daar voor staan en is moeilik. Mense dink as hulle goed met hulle maatjies kan praat, kan hulle goed voor duisende mense praat en dit is nie waar nie. As al daai oë vir jou kyk, dan besef jy, nou moet ek myself ken. Ek moet weet wat in die portefeulje aangaan en ek dink dis belangrik. So praat met jouself in die spieël, gaan berei daai klein goedjies voor sodat jy regtig reg is en dan praat met mense. Maak seker dat jy met bestuur gaan gesels, dat jy weet wat in daai portefeuljes aangaan. Maak seker dat jy met ander belanghebbende groepe gaan gesels, met ander studente, dat jy seker maak dat wanneer jy daar gaan staan, verteenwoordig jy nie net jouself nie, maar dat jy die nodighede of die needs, wat is dit? Vaardighede. Nee, soos dat jy die net waaroor die ander studente bekommerd is, dat jy dit kan verteenwoordig. Ek dink dis die woord waar die probleme, dat jy weet wat die probleme wat die studente ervaar en dat jy dit kan aanspreek. Dat jy nie net dit wat jy wil aanspreek nie, maar dat jy regtig bietjie praat vir meer as 10 studente, dat jy ten minste 100 studente se probleme kan aanspreek en weet hoe jy hulle kan help. Ek dink dis belangrik. Dis 'n baie goeie antwoord, genade. Ja. Ek dink belangrik akademie, jy moet 'n 65% vir ons by tyd. So jy moet 65% gemiddeld hê. Dis baie moeilik as jy op die SR kom en jy het basies nie tyd om 'n klas by te woon en jy het 'n vergadering. So ja, definitief kyk na akademie. Ek dink ek beamoen definitief alles wat jy net gesê het. Ek wens jy het my gepraat voordat ek SR gestaan het hierdie jaar. Maar nee, ek dink die belangrikste regtig weet wat jou visie en jou missie en jou toekomsplan is en hoekom jy dit doen. If you don't have a why, dan moet jy dit nie doen nie. So as jou why is jy wil hierdie streepies ding dra, dis nie 'n goed rede nie. En as jy net dop wil wees want jy dink dit is 'n spoggeleentheid, dis definitief, dit is 'n wonderlike ding, dit is regtig 'n groot eer om op so iets te doen. Die baadjies is lekker. Dit is lekker. Jy kan dit hou en jy kry 'n paar gratis klere. Dit is so, jy kry daar's gratis etes, julle. Gratis etes hier en daar is regtig iets wat ek vooruit sien elke keer, maar en koffies by al die vergaderings. So, dit is 'n deel daarvan, maar as jy vir dit staan, dan jy staan vir die regte redes nie. So, jy moet jou hoekom hê en as jou hoekom regtig iets is wat binne in jou, dis 'n roeping. Dis iets wat jy weet jy moet doen, maar jy's te bang om dit te doen. En regtig, die Engelse woord is equip. Maar equip jouself om soos kry vaardighede. Gaan vind uit oor hoekom is hierdie spesifieke ding vir jou so belangrik in die universiteit. Hoekom pla dit jou so baie? En wat is die prosesse? Kyk, dit help nie ek kom op die SR en jy kom en jy sê ek wil hierdie probleem oplos en dan sê hulle okay, maar hierdie is hoekom dit nog nie opgelos is nie, en dan sit jy dat jy niks moet doen, want dit was al wat jy wou doen. So jy moet meer as een ding hê wat jy graag voor wil staan. Maar ja, weer eens ken jouself, berei jouself voor. En ja. Ek sal net sê, goeie tydsbestuur, want jy is besig. En jou sosiale battery dink ek moet ook redelik daar wees, want mense is baie besig, so dis al van my kant af. Okay, julle, ons is amper klaar. Ek wil eintlik, julle het nou baie ingegaan van die hoekom. So ek wil half vir ou los net vir julle vra, soos hoekom sal julle sê iemand met SR staan? Soos hoekom SR? Hoekom nie prim nie? Hoekom nie HK in jou koshuis nie? Hoekom nie soos 'n komitee nie? Hoekom spesifiek SR? Ek dink 'n goeie begin is wel om staan HK. Wees daar verteenwoordiging vir jou koshuis sodat jy kan leer hoe werk al hierdie prosesse, hoe werk al hierdie goed. Staan op 'n komitee, kry inligting oor daai portefeulje dat jy weet waar daar aangaan. Maar staan SR sodat jy 'n stem kan wees vir studente wat voel hulle het nie 'n stem nie. En ek dink dis belangrik.
Stem SR sodat jy bestuur verantwoordbaar kan hou vir goed wat hulle beloof het. Staan SR sodat jy kan seker maak dat wat die ander SR-lede gesê het, beloof het in hulle swete wat hulle voorgesê het hulle staan, dat hulle opleef tot dit. Dat jy hulle verantwoordbaar hou, want jy sit nie daar alleen nie, jy sit as 'n span van 15 of 10 en dit is belangrik dat jy hulle ook verantwoordbaar kan hou vir hulle beloftes. En dit is belangrik om daai stem te wees. So staan SR, daar is soveel goeie goed wat jy kan doen. Daar's soveel impak wat jy kan maak. Daar's soveel slegte goed wat jy eintlik kan verander. Jy het 'n stem. En dis my groot ding. Ek wil net vir studente herinner wat hulle stem het en dat hulle stem waardevol is. En jy kan jou stem gebruik wanneer jy op die studenteraad is. Ek kan eerder praat beslis uit dieselfde mond uit, want ek wou sê asseblief staan eers vir 'n ander leierskapsposisie, beslis HK, wat ook al anders jy kan kry, wat 'n leierskapsposisie het op kampus, asseblief staan eers daarvoor. Ek dink ook dis 'n vereiste voor jy staan vir SR, jy moet al klaar op 'n leierskapsposisie gedien het. En ek dink dis 'n goeie ding, want jy leer eers wat leierskap is, want dan wanneer jy op die SR is, leer jy wat strategiese leierskap is. En strategiese leierskap is baie anders as net leierskap op 'n koshuisvlak, want of op enige ander leierskapsvlak, want dis regtig daar, soos wat jy sê, wat jy 'n stem kan hê en jy kan nie net, dis nie net jou stem nie, jy verteenwoordig 45,000 studente en jy is besig om goed dit ook, as jy nie daarvan hou om te lees en deur dokumente te gaan en dan moenie dit doen nie, want jy gaan deur goed moet gaan wat regtig hoëgraads is. Ons het nou die dag toe sit ons en ons bestuurders sê vir ons doen nie tipe goed wat mense eers 3-4 jaar in hulle werksomgewings eers leer om te doen. En jy het ook later voorheen gesê, Shaal, so staan SR om regtig maar 'n hupstoot in die lewe te kry, dink ek, maar ook staan SR om die studente wat jy weet sukkel of plekke waar jy al gesukkel het op universiteit, jy kan dit verander. Dit is ons is blywende voorbeelde van impak en verandering. So as jy wil staan vir impak en verandering en dis baie belangrik, dan is SR beslis die platform vir jou. Ja, wie is daai ou wat uitsteek? Ja, wees daai ou. Ja. Ek is dit. Daar really is daai ou wat vir SR staan. Ek het twee redes. Die een is meer spyt oor die goed wat jy nie gedoen het nie as die goed wat jy gedoen het. En die tweede rede is ek het my vrou ontmoet en ons was al studenteraad en ons is 10 jaar getroud. So dalk kry jy 'n trouvrou. Daai is 'n goeie. Dis 'n baie goeie. Ek en my man was ook so op die studenteraad en ons het Pragtig. ook getrou. So ek moet sê mense en is lekker. Maar dit is Ek ongelooflik. en Timel ons baie goeie families. Ek en hy het 'n goeie verhouding. So Ja, ag julle dankie vir julle tyd. Ek waardeer dit. Ek dink daar's 1000 goed wat mense nog kan vra oor SR en hierdie gesprek kan nog vir 5 ure lank aangaan. Daar's soveel aspekte van SR en leierskap en die verteenwoordiging en die stemproses daarvan en ons het net bloot eenvoudig nie die tyd daarvoor nie. Maar ek waardeer julle tyd en die tyd wat julle gevat het om julle insette en julle ervaring ook te kom deel. Ek dink nie studente besef wat 'n kardinale rol die SR speel, nie net in die invloed wat dit het op hulle akademie nie, die invloed wat dit het op hulle studentelewe nie, hulle tradisies op kampus, elke liewe ding wat jy op kampus sien, jou SR het 'n invloed op dit. En die vraag is eintlik, gaan jy die een wees wat bydra tot dit of nie? Het sy dit nou is of jy staan vir SR en het sy dit nou is of jy daarom deelneem aan die stemproses. En ek dink dit is belangrik, ken jou plek of jou verantwoordelikheid. As jy nie voel jy die roeping om SR te staan nie, dan beloof ek jy het ten minste die roeping om vir jou SR te stem. Al het jy 'n blokkie waar jy sê geen stem, dis ook okay. Maar om op die einde van die dag ten minste die regte mense daar te kry wat daar is, bevoegde leierskap, mense wat jou verteenwoordig. En eintlik maar vir die regte redes daar staan. So ja, regtig dankie julle. Ek dink mense kan hierdie sessie nog 100 keer opvolg. En as daar nog enigiets is wat julle wil byvoeg, asseblief voeg by. Maar ek is so dankbaar vir julle tyd en dit is so groot verrig om by elke liewe kampus te hoor hoe dit gewerk het, hoe dit tans werk en ja, hopelik sit ons volgende jaar hierso met nog 'n voller ateljee met mense van Koffsies en Maties en Pik en jy weet, soos dit soveel mense. So ja, dankie julle, ek waardeer dit. Kan ek net nog ietsie sê? As jy stem net asseblief, want dis soos om vir die regering te stem. As jy nie stem nie, kan jy nie kla nie. ja. So asseblief, gebruik hy stem, dit kos niks nie. Ja, dis al van my kant af.